Amen.
Gemeente, baie goeiemôre. Baie welkom hier in die kerkgebou, so 'n reënerige oggend, baie spesiale oggend om te beleef. Nou, die wat laas Sondag hier was, sal sien, ek het hare gesny. So, dis nie omdat die afgetrede skoolhoof voorsitter van ons kerkraad is nie, dat ek dink, hier gaan dalk hare inspeksie wees nie, Johan. Dis eintlik sommer net om netjies te lyk met ons kore wat vanmôre hier is ook en saamkom. Hulle sê mos 'n man kan nie mooi lyk nie, hy kan net netjies lyk. So ek probeer my bes. Ons is baie opgewonde oor ons saam wees vanmôre en ons saam sing. As 'n mens so die weer buite beleef en iets van 'n bewolkte Sondagmôre is dit mos asof 'n mens iewers iets wil juig, wil sing, wil sê Here, U is groot, U is goed.
En julle gaan vir ons help daarmee vanmôre. Dankie vir die voorafsang ook. Dit was heerlik om saam te sing. So, as ek mooi lees, ons kore word saamgestel uit Ad libitum korale van Kimberley Academy of Music onder leiding van Estelle Foster en die RCME Winelands koor onder leider van Richard Kok en die toerleier MC Himan. Die solis is Teresa de Wit van Kimberley en die pianis is Hetty Rousseau. Die orgelis, ons ken haar, Cecilia Kit, wat dan nou agter die orgel is. So ons gaan saam begin deur te sing. Ons eerste lied wat ons gaan sing, gaan lees Vonk 104, jy sal die woorde op die skerm kry. Ons gaan dit saam sing, ons doen dit terwyl ons so bly sit. Nee, kom ons staan daarvoor, en dan bly ons staan vir ons fotum en ons seëngroet. As ek rondom my luister na die geval van reendruppels en ek kyk na die groen wêreld rondom my, dan weet ek, U is die Here, die skepper van die hemel en die aarde, wat alles in die holte van U hand hou. Amen. Gemeente, en daarom genade, barmhartigheid en vrede vir U op hierdie Sondagmôre. Goed, as ek dan reg kyk, gemeente sang saam, lofprysing, liedboek 203, die woorde soos op die skerm.
Voordat ons saam uit Romeine 10 uitlees, kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons goed is, dat U ons God is en ons Vader is en dat ons U lof kan besing. Met 'n stuk vreugde en 'n stuk blydskap in ons harte, want ons weet aan wie ons behoort. Ons weet dat U ons Here is, die een wat vir ons gesterf het en opgestaan het, die een wat lewe. Here, dankie vir ons saamwees as broers en susters, as gelowiges, en dat ons so saam kan sing en U naam mag groot maak. Ons gebed is, Here, vanmôre dat wanneer ons die woord uit ook lees, dat dit woorde sal wees wat van U afkom, woorde wat in ons harte sal praat, vir ons deur die Heilige Gees se boodskap sal gee, waarmee ons kan huis toe gaan. En daarom bid ons, Here, seën ons wanneer ons nou saam gaan lees, en ook saam daaroor gaan nadink. Ons bid dit in U naam. Amen. Volgende gaan ons in ons diens 2 kort boodskapies sê. Mens kan amper sê 2 preke, so kon julle amper laat stem oor die 2 en sê watter een die beter een gewees, maar ons sal dit eerder los. Romeine 10 gaan ek vir ons lees vanaf vers 8 en 9. Vers 8 en 9 waar daar staan die woorde, nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Dan wat jy op die skerm sien, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar, met die mond bely ons en word so verlos. Die Skrif sê tog, elkeen wat aan hom glo sal nie beskaam staan nie. As ek en jy moet sê wat ons glo, kan ons in die kerk partykeer wees en baie mooi woorde gebruik. Woorde wat reg klink, dalk die woorde byvoorbeeld soos die apostoliese geloofsbelijdenisse woorde wat sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en dit wat verder sê. Iets om te sê wat ek glo. Maar wat jy werklik glo, is eintlik dit wat jy sê wanneer jy as te ware om 'n braaivleisvuur is en ander geselskap is, op ander plekke is. En jy daar besig is om te praat en te sê wat dit is wat jy glo. En wanneer 'n mens dit sê, dan raak dit 'n ander situasie. Want jy's nie meer as te ware in 'n bepaalde denkrigting om iets te sê nie. Nou in die geskiedenis het daar ontstaan 'n klomp belydenisse skrifte waarmee ons besig is, en een van hulle wat 'n besondere rondom dit se Nederlandse geloofsbelydenis, geskryf deur 'n man met die naam Guido de Bruyne. En hy het dit opgestel, as 'n 28-jarige man daarbey begin werk, en omtrent 38 gewees toe hy klaar is daarmee. Dit wat hy gedoen het, en wat hy geskryf het, het hy op die ou end op papier gestel, en met 'n begeleidende brief deur die koning se venster gegooi, dat dit by die koning kom uitkom. Hy het by die koning gepleit, dat die vervolging van gelowiges, martelary sal ophou, dat dit sal stop. Hy het probeer om iets te sê van dat hierdie Christene nie mense is wat in opstand kom teen die koning nie, maar wat glo in Jesus Christus, wat in hom glo as hulle Vader in die hemel, as die een wat hulle vrygemaak het. En in hierdie proses het dit gebeur dat die vervolging eintlik net toegeneem het. As ons Romeine lees, dan sê ons hoe God alles ten goeie laat meewerk vir die wat in hom glo. Maar as ek en jy vanmôre die kortste denkbare belydenis sou wou op papier sit, die kortste een moontlik, waaraan sou jy dink? Dis die woorde, Jesus is die Here. Hierdie woord Here, in die Griekse stam van kurios, kurios wat iets beteken van 'n meester, in daardie konteks as te ware 'n eienaar wat 'n slaaf het, en hierdie slaaf wat alles doen en moet doen wat hierdie eienaar van hom vra. Selfs die keiser het homself beskou as Here, as meester. En baie Christene, gelowiges, het juist geweier om te sê dat hulle nie voor die keiser sal buig en sal sê dat hy die Here is nie. Daarom die kortste belydenis wat jy in woorde kan uitspreek, is die woorde van Jesus is die Here. Maar ek en jy weet dat wanneer ons leef, wanneer ons besig is, wanneer ons die lewe en die week ingaan, ons op verskeiende plekke besig is om te leef. En dat ons groot uitdaging is om daar waar ons is, met dit wat ons besig is, dit wat ons besig is om te doen, dat mense sal kan sien
wie die Here, die koning van ons lewens is. Jesus is die Here van ons lewens. Kom ons gee dan geleentheid weer in die koor. Hulle gaan nader kom en dan gaan hulle vir ons 'n paar liedere saam sing. Wanneer ek en jy dink om hierdie saak oor Jesus wat die Here is dit dalk goed as jy iewers 'n tydjie het vandag, iewers deur die dag en wil gaan reflekteer om te sê, wat beteken dit in jou lewe prakties wanneer jy sê Jesus is die Here? Wat beteken dit prakties wanneer jy jou werk doen? Wanneer jy met jou gesin saam is? Wanneer jy ontspan? Wanneer jy in die erediens is? Hoe leef jy dit elke oomblik dat Jesus die Here is? Shine.
Een van my dosente het eendag vir my 'n ding vertel. Ek het baie goed wat hy vertel het vergeet al. Maar die een ding wat ek onthou het, is hoe hy as kind saam met sy pa buite toe gestap het in die aand. En opgekyk het na die hemel en wat hy dan gesê het, sy pa vir hom: "My seun, God is groot." Wanneer mense hierdie lied hoor mense iets van God, van sy grootheid, al grootte al. Psalm 145 is 'n besondere stuk lied. Wanneer jy hom daar op die teks sien, gaan jy nie sien dit wat ek sien wat ek in die Bybel lees nie. Want in die Bybel gaan jy sien, daar gaan staan alef, bet ensovoorts. Dis die letters van die Hebreëse alfabet. So hierdie lied is geskryf op 'n manier dat vir elke letter van die alfabet daar as te ware 'n gedeeltetjie is, 'n teksgedeelte is, wat deurgaan. En eintlik dalk om iets te sê van God se liefde, wat van A tot Z volmaak is. Daar's nie 'n deeltjie van my en jou se lewe, wat ek en jy kan sê nie deel vorm van God se grootheid, van sy sorg, van sy liefde, van sy besig wees met my en jou lewe nie. Soos hierdie prof 'n klomp slim woorde kon gebruik, het hy dood eenvoudig die woorde gebruik en te sê: "My seun, God is groot." En dalk moet 'n mens vanmôre 'n bietjie daaroor nadink verder, né? Ek lees eers vir ons 'n loflied van Dawid. Dan staan daar: "Ek wil U verkondig, my God en koning. Ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof, ek wil U naam altyd prys. Die Here is groot. Alle lof kom hom toe, sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van U magtige dade, van die luister, die heerlikheid, van U majesteit. Ek wil getuig van U magtige dade, sodat die mense oor U wonderdade sal praat. Ek wil van U grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle U grootheid, U goedheid verkondig en oor U reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Almal wat deur U geskep is, loof U, Here, en die troue dienaars prys U. Hulle vertel van U koninklike mag en getuig van U groot krag. Die mense moet weet van sy krag, van sy koninklike mag en majesteit. U koningskap is 'n koningskap vir alle tye. U heerskappy strek oor die geslagte heen. Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die oë van almal is op U gerig en U gee hulle kos op hulle tyd. U maak U hand oop en skenk U guns in oorvloed aan al wat leef. Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aangeroep het, almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle hom hulp roep en hy red hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar die goddeloses verdelg hy. Ek sal die lof van die Here verkondig, laat al wat leef sy heilige naam vir altyd prys. Tot daar. Nou as jy weer 'n stukkie wil gaan doen vanmiddag en dalk gaan sit, gaan skryf die ABC neer, van A tot Z. En dan vat jy 'n bietjie tyd om na te dink en te sê, as ek elke een van hierdie alfabetletters gebruik, om te sê iets van God, van sy grootheid, van sy goedheid, wat sou ek skryf? Dalk sou jy by A kom en sê iets van God wat almagtig is, God wat alomteenwoordig is. By L definitief iets van God se liefde, van sy omgee. En party kan jou dalk nog lank besig hou, as jy by X en Y en Z dalk uitkom. Maar om na te dink oor God se grootheid. Dalk as die wolke oopgemaak het vanaand en jy dalk buite kan gaan staan, of as jy dalk weer iewers in die natuur is waar daar nie soveel lig is nie en jy die sterre pragtig kan sien. Om weer iets te sê van God se grootheid. En weet jy broers en susters, nou vir die stukkie wat dalk moeiliker raak,
In ons lewens is dit baie maklik om te bly glo in God se grootheid en sy goedheid, wanneer dit met ons goed gaan en ons seën ervaar. Maar wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer slegte dinge met ons as gelowiges gebeur, raak dit nogal moeiliker om te bly glo, God is goed. Want soms, wanneer slegte dinge gebeur, sukkel 'n mens om te onthou en te verstaan hoe God goed is in dit wat nou gebeur. Net nou het ek Romeine 8 vers 28 ook aangehaal, God het alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, die wat in hom glo. God is groter en meer as wat ek en jy in woorde kan bymekaar sit. En ten tye in ons lewens sal dit gebeur, dat ons as te ware vashou aan hierdie A, B, C, D, X, Y, Z, om net vas te hou daaraan dat God groot is en dat hy goed is. Al verstaan ek dit nie. Al verstaan ek nie hoe goed uitwerk nie, al verstaan ek nie hoe goed nou in mekaar inpas nie. Maar iewers vas te hou aan God wat groot is, God wat goed is. As dit die belangrikste ding is wat 'n professor vir sy kind wou leer, of 'n pa vir sy kind leer, en die kind op die ou end 'n professor in die teologie word, dan het hy die belangrikste gedoen. Nie geleerd nie hoogop nie, maar dood eenvoudig te glo. God is groot, God is goed. Kom ons bid. Here, dankie dat ons mag bely en mag glo dat aan die goedheid daar geen einde is nie. Dat U trou is van geslag tot geslag. U hou ons vas en U sorg vir ons, deur tye heen wat vir ons moeilik is en wat ons soms glad nie verstaan nie. Dankie vir vanmôre en dat ons iets van U grootheid, U goedheid ook kan ervaar en weet U is God. En mag dit wees dat dit as te ware sal weerklanking vind in ons lewens in hierdie week. Jesus is die Here, God is groot. Jesus is die Here, God is groot. Dankie vir 'n gemeente, vir ons saamwees, vir heerlike sang, vir kore, vir mense wat hulle talente, hulle gawe so met ons deel. Ons sien uit daarna om ook nog verder te luister. Mag daar in ons harte in hierdie dag 'n lied leef, 'n lied van blydskap, omdat ons weet aan wie ons behoort. Amen. Inneem, dan gaan ons na 'n seënbede ook luister wat die koor vir ons gaan sing. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees, elkeen wees en bly en dat hy sal onthou. Jesus is die Here, God is groot en goed.